eens, het is lekker om saam met jou te kuier. Goeiedag. Ons is besig om so 'n bietjie Psalm 143 te ontgin en die tema van musiek. Nou wil ek die vraag vra vandag, hoe vergelyk ander musiek? Kom ons sit eers 'n teks daarby. Dis vers 8 van Psalm 143. Laat my in die môre van u troue liefde hoor, want op u vertrou ek. Wys my die pad wat ek moet loop, want na u is my verlange. Psalm 143 vers 8. Dis ons tweede aanhaling uit hierdie psalm. Hier waar ons steeds die opwinding koester van die tussentyd. Tussen Paasfees en Pinkster. Maar ons het mos gister vir mekaar gesê dat ons hierdie tyd in 'n positiewe afwagting wil deurbring. Ons is deeglik bewus daarvan dat die stryd tussen lig en donker voortwoed. Ons beleef die seer van 'n skepping wat saam met ons sug. Maar ons sal nie toelaat dat dit ons vreugde steel nie. Ons sal doelbewus elke môre onsself instel om die vertroosting van die troue liefde te hoor en die pad te vind wat ons moet loop. Koers te hou na hom toe. Ons het ook gister gedeel oor die pragtige lied Easy Worthy. Ek vertrou jy het kans gehad om daarna te luister en dit het jou ook aangespoor om saam te sing tot sy eer. Maar hoe lyk populêre musiek van ons tyd? Kry ons daar ook aansporing tot geloof en hoop wat die lewe se gang positief en sterk maak? Ek kyk graag saam met jou na twee baie populêre liedjies wat nogal lank bo aan die trefferlyste gepryk het en wat geskryf en uitgevoer is deur beroemde musikante, maar nou gaan julle my ouderdom ook agterkom. Die eerste een is Imagine van John Lennon, een van die Beatles. Die popgroep wat 4 jong sangers se lewe tot baie groot beroemdheid geneem het, maar die roem het sy tol op hulle geëis. Beroemdheid, baie optredes, ewige misbruik van dwelms het diep merke op hulle gelos. In 1969 verlaat John Lennon, wat eintlik maar die leier was van die groep, die Beatles, verlaat hy die groep en hy begin fokus op 'n lewe saam met sy Japaneese vrou, Yoko Ono. Die trauma van sy kinderjare wat hom dikwels eensaam gelaat het en die druk om deel te neem aan die alternatiewe openbare lewe, dryf hom en Yoko om na die VSA te verhuis. Sy loopbaan bring sukses, maar sy lewe is gekenmerk deur donkerte, selfsug en agterdog. Uiteindelik word hy deur 'n sluipmoordenaar om die lewe te bring. En dis hartseer. Maar John Lennon se lied Imagine ontwikkel 'n gewildheid op sy eie en word 'n ontelbare hoeveelheid kere by feeste en ander byeenkomste gesing of opgevoer. Soos die lied se titel aandui, doen dit 'n beroep op jou verbeelding. Verbeel jou 'n lewe sonder 'n hemel of die hel. Verbeel jou dat elke mens net lewe vir die oomblik. Geen oorlog, geen besittings, geen argumente, geen godsdiens. Net vrede en vergenoegdheid wat elke mens vervul. Nou moet jy daarom in ag neem dat dit maar storm en drangjare was en die jonges wou hulle stempel op die lewe afdruk en hulle het nie baie van die gevolge gehou nie. Dit het hulle soms duur te staan gekom. Ontvlugting is die diepste begeerte van hierdie lied. Het dit waarde? Kan dit jou lewe in 'n besliste rigting stuur? Kom ons dink daaroor. Want ek wil 'n tweede lied hier aan die orde stel. Dis die lied van Leonard Cohen. Hy was nogal 'n merkwaardige kaland. Ek het groot waardering vir sy musiek. Hy word groot in die Joodse tradisie. Trouwens, hy word meegedeel dat hy 'n nasaad is van die hoë priester Aaron. Hy verloon van vroeg in sy lewe sy talent, van vroeg in sy lewe talent as 'n digter musikant. Hy speel bietjie voetjie met die Christelike geloof, maar hy word uiteindelik 'n boeddhistiese monnik, maar behou sy Joodse wortels. Dis 'n tol onderhoor. Mens kan nogal betekenis uithaal uit sy lirieke, maar die een wat ek vir vandag kies om so 'n bietjie kommentaar te lewer op Imagine, is Cohen se lied The Anthem. Dis geskryf ongeveer 20 jaar na Lennon se Imagine. En daar is skrywers wat beweer dat Cohen doelbewus kommentaar gelewer het op die Beatles se lied, of die Beatles se lied, Imagine. Die konteks van Imagine is 'n lugleegte, waarin 'n werklikheid geen rol speel nie. Dit hunker na ontvlugting in 'n vakuum, waar alles perfek uitspeel. Klink momenteel na goeie gedagte, nee. Cohen se lied kyk die werklikheid van die lewe vierkantig in die oë.
In Cowan se anthem sing die voëls as die dag breek, maar hulle vermaan jou om die dag vars te begin. Los die spooke van die verlede en die bekommernis oor die toekoms. Cowan spel inderdaad die sorge van die lewe uit as lewe en dood, as egskeiding, as wetteloosheid. En die wettelose sing dan nogal ewe skyn heilig, hulle gebede kliphard in die openbaar, maar hulle gaan nie die gevolge van hierdie lewenstyl vryspring nie. Teen die einde van die lied werk hy hierdie woorde in. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dan herhaal hy hierdie frase. Alles is gekraak. Maar die krake laat die lig deurbreek. Dis nogal 'n vars noot, dink jy nie ook so nie. Terwyl Imagine na 'n droom hunker, vertel Cowan dat alles in ons lewe nou eenmal 'n kraak in het. Selfs ons drome eintlik gebreek is. Maar dis waar die lig kan inskyn om donker te verdryf, om 'n nuwe moontlikheid oop te breek. Werklike betroubare raad kom in die hart van God se musikant. Een van Psalm 143. Wat met sy harp, of dalk sommer net met sy hart se hinkering, gee hy 'n lied uit die Vaderhart. 'n Lied wat uit die Vaderhart spoel na hom toe. 'n Lied wat vir alle tye lig gee, waarby ons koers kan bepaal. Daarom bestudeer ons sy liedere in die tussentyd. Ons weet van alles wat gebeur. Dit staan lewensgroot elke dag op ons pad. Maar daar is 'n visie en 'n hinkering dat sy lig ons op koers sal hou. En dat hy die eindbestemming wat hy vir ons berei het, vir ons sal wag met sy oop arms waarin die merke van die kruisiging nog is. Glo dit. Sing jou lied. Glo wat hy vir jou sê in die skrif en jou lewe sal vol wees. Kom ons bedankie Here. Dankie dat U lig in ons lewens laat inskyn en die donker verdryf en dat U genesing gee vir die grootste van wonde. Soms deur baie pyn, maar agter die pyn wag die verkwikkende vars liefde van die Here die Almagtige. Dankie daarvoor. Amen.